Goeiemôre vriende, is vandag donderdag die 23ste Oktober 2025. Ek hoop is vir julle sommer lekker aangename dag. Ons het al maar 'n paar, gister het ons al letterlik gebraai, né? Van al die hitte, maar dit is nou somer. Ek sê altyd vir julle, ek se somersmens, soos vir my baie lekker. So met die somer, die winter maak my gedaan. Augustus maand vat ek 'n dip en dan raak die winter net te lank vir my. So ek is so bly die somer is hier. Mag dit vir julle 'n great dag vandag wees. Kom ons raak net so 'n wyle stil. Here, dankie dat ons hier in die natuur kan sien, in die son kan sien. Here, die son waarin 980.000 aardes pas. Here, ons het nie die vaagste idee met wie ons te doen het nie. Here, ons is te klein, ons is verpiep. Here, ons is nie eens 'n kolletjie, 'n sandkorreltjie in die konteks van ons eie melkwegstelsel nie. Here, en dat U vir Jesus gestuur het om vir ons sondes te sterf, dit is die genade, dis opperste genade. Dis uitsonderlike genade, dis vrye guns alleen. Want Here, ons vang die heeltyd strooi aan, in ons gedagtes, in wat ons doen. Here, of ons nou wil of ons nie wil nie, ons vang maar net strooi aan. Paulus sê het so mooi, gelukkig vir Paulus, waar hy sê, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Here, en dis daai twee nature wat die heel tyd teen mekaar worstel hier binne in ons. O Vader, dankie dat U, as U na ons kyk, 'n perfekte ons raak sien, nie omdat ons perfek is nie, maar met Jesus se volkomme versoening vir al ons sondes kom doen het. Vader, dankie daarvoor. Here, as ons moet gaan pa staan vir dit wat ons verkeerd doen, sal dit nag wees vir ons. En daarom kom sê ons vir U, baie dankie Here, vir U ongelooflike groot genade vir ons as sondaarmense, maar ook nou verloste sondaarmense. Dankie daarvoor. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja vriende, is vir my regtig, soos ons nou deur Paulus se briewe ook nou hier gaan, ons het nou nie stilgestaan by Romeine en 1 en 2 Korintiërs nie, dit kan ons op die einde doen, is bietjie langer briewe uit die aard van die saak. Maar hierdie korter briewe is vir my amazing, hoe Paulus die heeltyd met die gemeente praat, hierdie gemeente wat heidene was, wat kinders van die Here geword het, en hoe hy met hulle gesels, en vir hulle vertel van die kerk, en wie dat hulle die kerk is, dat hy vir hulle kom vertel, maar hoor hierso, julle moenie aan hierdie ou sondige wêreld gelyk word nie, maar hy vir hulle kom vertel, soos ons mekaar gesê het, hierso net in die vorige gedeelte, in Efesiërs 5 gesê het, hoor hierso julle, dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie, julle kan nie net julle oorgee aan enige sonde wat daar is nie, nee, en ek kom sê hy vir julle onthou net, julle gees en gedagtes moet nuut word, vriende, en ons praat baie maklik daar, dit is baie moeilik hierdie, nee, want ek en jy is mense, ons het oë, ons het ore, ons sien nie heeltyd, ons neem waar, so dit is 'n groot ding wat ons moet contain, ons gedagtes moet ons baie keer contain, dit moet nuut word, hy sê vir hulle en vir ons, lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Vriende, dit is 'n tolorder, en daarom is dit so belangrik, en ek vind dit maar in my eie lewe, ek en jy moet geloofsvormende gewoontes hê om ons te ground. Nee, ons moet in God die heeltyd wees, as ons dit nie doen nie, kom val jou Satan ons aan, nag vir ons, nee. Hy versoek ons val vir die versoeking, kan niks verder doen nie, maar dis hoekom ons moet grounded wees, om in die geloofsvormende gewoontes, wandel in die woord, om te bid tot God, om 'n journal te hou, waar jy God sien werk, hoe hy in jou lewe werk, wat jy by hom hoor, wat hy in die Bybel sê, te reflekteer oor die woord, te mediteer oor die woord, fotostateer 'n stukkie vir jou, plak dit op daar teen jou dash, plak dit op teen jou rekenaar, plak dit op teen jou yskas, mediteer en memoriseer, is 'n ander een, en memoriseer sommer daai teks. Memoriseer hom later dat jy, en dis ook moet ook nie elke dag 'n nuwe teks hê nie, wandel in daai teks 'n week, of selfs 2 weke, of selfs 3 weke, dat jy hom later dat hy outomaties deel raak van jou gedagtes, né? 'n goeie teks om in te wandel is natuurlik Romeine 12 vers 1 en 2, ek net gekyk of dit nie tot en met 3 is nie, maar dit is vir my baie, daai teks is ook ons tema, die eerste 2 verse van Romeine 12, leer hom uit julle kop uit, haal hom uit mekaar uit, reflekteer, mediteer daaroor, skryf daaroor, sê, wat sê die Here vir my, want dit is 'n
crucial teks vir jou en vir my as kinders van die Here, né? So wees gegrounded. Wanneer ek jy gegrounded is deur ons geloofsvormende gewoontes, begin ons al hoe meer volgens God se wil lewe, begin ons al hoe meer heilig lewe. En toe dan kom Paulus en sê, hoorie, alright, julle is nou nuwe mense, sê hy vir die heidene wat Christene geword het, julle moet hy volgende goed is vir julle belangrik, riglyne vir die nuwe lewe, praat die waarheid. As jy kwaad word, moenie sondig nie, moenie die duiwel die vatkans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Ons 'n bietjie daaroor met mekaar gepraat. Ons het met mekaar gepraat oor vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is vir die hoorders in alle omstandighede, né? En vandag vriende is ons hier by vers 30 van Efesiërs 4 waar Paulus vir hulle sê en ook in ons konteks vandag nog vir ons hy sê moenie die Heilige Gees van God bedroef nie. Want hy het julle as eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Nou, moenie hom nie bedroef nie, is al hierdie goeders wat hy hier gesê het, né? Hier in Efesiërs bietjie voor, hy sê moenie afgestomp raak. Julle met 'n onverstaanbare drang aan losbandigheid oorgee en al wat vuil is doen nie. Moenie dit doen nie. Moenie langer soos heidene leef nie. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister en hulle het geel deel in die lewe wat God sê. Moenie dit doen nie, sê Paulus. Hy sê kyk baie mooi hoe julle lewe. Hy sê want as julle hierdie goeders doen dan bedroef julle die Heilige Gees, né? Julle bedroef die Heilige Gees. En ek dink ons moet dit vir mekaar kom sê, die Heilige Gees is 'n persoon, vriende. Dit is nie net 'n gees soos 'n ghost nie, né? Hy is 'n persoon. Dis God, die Heilige Gees. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Dis 'n persoon. Paulus kom stel dit mooi. Jy moet hom nie bedroef nie. 'n Persoon raak bedroef. Die Heilige Gees is 'n persoon. Liewe vriende, nie 'n persoon soos 'n menslike persoon nie. Julle verstaan nou wat ek bedoel, né? So hy het al hierdie emosies ook. Jy kan die Heilige Gees bedroef. God het ook emosies. Hy raak woedend. God raak ook hartseer. Ons het dit in Jesus ook gesien, hè. So hierdie God van ons is 'n God met emosie. Dis waarvan ons vandaan kom. Hy het ons geskep na sy beeld, né. So ons is ook gemaak soos hy. Ons het al die goed wat God het ons ook. Ons het nie al die gawes en alles wat God het, vriende. Hy is net 'n groot, hè. So maar ons het al die goeders, né. So ons kan die Heilige Gees bedroef maak. So kyk baie mooi hoe jy lewe. Ek moet baie meer kyk hoe ek lewe en dit is gelukkig vir die genade wat dan inkom. Dat God sê, ek weet julle val met dit strooie. Dis hoekom ek maar vir Jesus gestuur het om in julle plek te sterwe, want ek gaan vir julle almal uitsort. Né? Die hele Ou Testament is daarvan vol. Dis God se amper gepynigde liefde, as hy ook kan sê, né? Gekweste liefde wat amper uitkom in woede wanneer hy die Israeliete so uitsort. So God sê ek kan nie meer nie, my hart kan dit nie vat. Ek stuur vir Jesus, sterf in julle plek vir julle sondes. Ek sal straf hom, sit al die straf op hom sodat ek nie julle meer hoef te straf nie. Nou gaan hy aan Paulus en sê hy, hoor hierso, hoe julle moet lyk verder, julle moenie verbitterd of opvleend wees nie, of woedend word nie, né? Verbittering is baie maklik. Iemand doen iets aan jou en jy en ek raak verbitterd. Ons raak verbitterd. Die verbittering, vriende, maak jou en my dood. Daarom moet jy by daai verbittering, moet jy na God toe vat en sê, Here, U weet daai persoon het dit aan my gedoen. U weet daai werkgewer het dit aan my gedoen. U weet ek is gerasionaliseer as gevolg van en. Here, ek is bitter hier binne my. Here, daai persoon het my kind doodgemaak. Daai persoon het my dogter verkrag. Daai persoon het dit gedoen. Here, ek is verbitterd hier binne. Ek is verbitterd, Here. Vriende, wanneer ek en jy na hierdie verbittering vat en ons gaan gee dit vir God, né? Dan staan daar wat Paulus so mooi sê. Hy sê, julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense. Wie maak daai nuut? Die Heilige Gees kom maak dit nuut. Ek en jy kan nie verbittering self uitvat nie. Ek en jy moet dit vir die Heilige Gees gaan gee, né? Wanneer ek en jy opvleend of woedend word, sê hy die volgende, hy sê, moenie, as jy opvleend en woedend word, moenie vloek nie. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word. Dit is eintlik wat hy sê. Hy sê, moenie dit word. Hy sê hier op 'n stadium, net wat ons gister gedoen het, hy sê, as jy kwaad raak, moenie sondig nie. Nou hierso sê hy, ons sê dit meer eintlik direk, waar hy kom sê, moenie verbitterd nie, moenie opvleend wees nie, moenie woedend word nie, moenie vloek of skel nie, moet niks doen wat sleg is nie. En nou vriende, dit is, kom sê hy vir die mense wat heidene is, wat Christene geword het. Dit is die konteks. Omdat hulle wiele so maklik afgeval het, omdat hulle midde in al die heidense mense lewe in die omgewing lewe, wat 'n geweldige invloed op hulle het. Ook by my en jou, ons is miskien meer bevoorreg, omdat ons in 'n samelewing lewe, baie mense Christene is, alhoewel dit nie so lyk nie, né?
Maar dis hoekom hy vir hulle kom sê, wie kyk baie mooi, en dan sluit hy af en sê, wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het, né? Nou, dan kom dit is so eintlik 'n onderwerp op sy eie wat ek dink ek moet later maar weer 'n bietjie aanspreek, maar dit is my 5 sent volgende. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade en sy teenwoordigheid. Amen.